Wat 'n voorreg om vanaand saam jou te kuier en ek's opgewonde oor dit wat God vanaand met jou en my wil deel en juis oor hierdie gedeelte. Ek moet vir jou sê, ek ruik nog skoon die ink so pas geprint en ek is terug op my plek, hulle die kabels vervang en dit is so lekker om sommer maar net saam met jou te kuier vanaand. En mag jy vanaand sommer net beleef en ervaar ook so die guns en die genade van die Here en sy goedheid en dit wat hy vir jou instoor het. Mag hierdie ook 'n aand wees waar jy beleef en ervaar en geniet sy guns vir jou. Ek wil vir jou sê wat vanaand sit met 'n dilemma, met vrees, met bekommernis, wat tans in 'n argument betrokke is met 'n kollega, moontlik jou vrou of jou man. As dit 'n vrou is met 'n man, verstaanbaar. Ons mans is mos maar moeilik, joh. Maar iewerste dalk sit jy met vrees en bekommernis en angs. Dan wil ek jou uitnooi om vir die volgende 35 minute saam met my te kuier in die teenwoordigheid van die Here. As jy die eerste keer is wat jy saam met ons aanlyn kerk kuier, baie welkom. Is altyd lekker om op weeksaande saam te kuier. Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aande tussen 8 en 9 en Sondagoggend 10:00. Ouder gewoonte op Donderdag aande is ons gebedsaande. Môre aand bid ons vir 'n uur vir al die gebedsversoeke. En ek wil jou uitnooi as daar gebedsversoeke is om na die tyd op ons WhatsApp nommer. Die WhatsApp nommer is vir gebede en as jy op die groep gelaai wil word om ons aandboodskappe en ons oggendboodskappe dagstukkies te ontvang, dan laai ons jou op die groep. Vra maar net daarso of stuur maar net jou naam en jou van en ek laai jou dadelik op die groep sodat jy dadelik kan deel word van die groep wat alles ontvang. As jy net 'n gebedsversoek het, stuur net na hierdie nommer wat verskyn op die blad. Jy sal sien op Facebook Karen de Klerk en Renier Pieter se plaas my nommer gereeld daar. Elmarie en Ivan op TikTok. Dit's lekker om saam met julle te kuier. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is, vir jou wat hierdie blad ondersteun en ek moet vir jou sê dis baie aangenaam om die woord van die Here deur genade te bedien. En vir mense soos elkeen van u wat dit ondersteun, ja, en finansiëel hierdie blad ondersteun. Baie dankie. Ek dink nie jy besef wat dit alles beteken en hoeveel siele daardeur bereik word nie. Ek moet vir jou sê, ek spandeer nie net die uur wat ek hier bedien in die aande, jy weet, net om te preek nie. Om die boodskap voor te berei, vat my ten minste 2-3 ure, en dan moet jy ook vir jouself dink, die baie boodskappe wat bedien word. Onthou, ek bedien aanlyn, ek bedien by plekke. So my dag bestaan hoofsaaklik uit voorbereiding en om te wag op die Here en dan, jy weet, dagstukkies te skryf, boodskappe te skryf, te gaan neerpen. Ek wil julle uitnooi, ek sien mense plaas hulle nommer, jy moenie 'n nommer hier plaas nie, jy sal sien my nommer word hier geplaas deur Karen op Facebook en deur Renier. Vat daai nommer, dan stuur jy julle nommer, jy weet, of net 'n boodskap na daai nommer toe. En sal op TikTok en dan sal ek dadelik jou laai op die groep. Dis net vir my moeilik om op 'n live jou nommer dan te vat en dan te laai. Dus dit verdwyn na 'n paar minute. Maar ek's dankbaar vir jou wat vir hierdie aanlyn kerk bid en vir al die mensies en dan ook so wat hierdie blad ook moontlik maak finansiëel. Elke dingetjie ongelukkig kos geld. Ek sê gister vir Karen, ek het al 2 weke terug ink vir die printer gekoop. Ek het die oggend vroeg
Sondagoggend vroeg moes jaag om in te gaan koop. En sy sê ja, dit is tyd dat jy weet, papiervry raak. Jy weet, of dat jy digitaal, nou, jy kan onthou, ek was eintlik met my iPad en dit is gesteel. Nou dit het dit baie maklik gemaak, het nie nodig om die goeders te doen nie. Maar dit is hoe dit is, ons is nou waar ons is. Maar vanaand is jy op die regte plek. Ek wil vir jou sê, wat ingeskakel is op TikTok, Facebook, YouTube, ontvang vanaand ook so 'n boodskap wat uit my hart uitkom. Die boodskap se tema hierdie is jou oomblik. As jy my dagstukkie gaan lees, dis ter aanleiding van wat ek vanoggend geplaas het, die lied wat ek geskryf het, wat ek gekomponeer het en omgesit het met stemme wat saam met die dagstukkie gegaan het. Vanaand sluit ek my dagstukkie af met 'n volledige boodskap. Wat wil God vanaand vir jou en my sê? Vir ons sê dat moenie die oomblik mis nie. En Vader, vanaand kom ons en ons sê vir baie dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te kom. Dankie vir genade, dankie vir liefde. Dankie vir die voorreg om die woord te kan bedien. Dankie vir die voorreg dat ons kan hoor, elkeen van ons. Maak nie saak op watter kontinent, Here, of watter deel van die wêreld ons bly nie. Dankie vir hierdie woord wat 2000 jaar terug, Here, so neergepen is en Here, in soveel geskrifte, duisende jare, wat tot vandag toe krag dra. Ons eer U vir die woord wat vir ons die weg, die waarheid en die lewe deur Christus Jesus bewerkstellig. Dankie vanaand, Here, vir genade. Dankie vir die woord. Dankie dat ons kan terugkyk en te sê, Here, dit is 'n gedraande jaar en selfs in hierdie oomblik, dankie vir dit wat voor lê, dat ons hierdie boodskap vat om te sê, ek maak dit ook my boodskap vanaand. Seën hom en haar. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Lekker om saam met jou te kuier. Nou, 'n profetiese, 'n motiverende, 'n geestelike boodskap vir jou en vir my, wat moontlik op 'n punt van verandering staan. En dan as daar nie verandering is nie, dan wil ek ook sommer vir jou sê, glo ek en vertrou ek ook, ek wil net so 'n bietjie nader skuif hierso, vertrou ek ook vanaand dat hierdie ook vir jou verandering gaan bring, dat hierdie vir jou 'n deurbraak gaan bring. Ek wil jou vanaand herinner, jy is nie toevallig hier nie. God het jou deur elke draai wat jy gegaan het, deur elke traan, deur elke seisoen in hierdie jaar 2025 gebring, en selfs van waar jy gekom het tot nou toe, het God jou gedra. En dan kom die Heilige Gees, en ek glo vanaand dat God vir jou en vir my wil kom sê, dat hierdie is jou oomblik. Kos dit dat hierdie man, ek wat Stefan Andrei Pieters is, vanaand kom by jou kom sit en vir jou kom sê, hoorie Boeta, Sissa, luister net 'n bietjie. Hoor net vanaand wat God vir jou en my sê. Dis jou oomblik hierdie. Here, dankie dat ons vanaand ons harte vir U kan oopmaak en vir hierdie woord, en laat elkeen van ons in hierdie oomblik besef dat U het hom en haar en vir my voorberei vir 'n oomblik soos hierdie. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Die krag van 'n oomblik, om in die oomblik te kom, om in pas te kom, vra sensitiwiteit, dit vra gehoorsaamheid, dit vra fokus. Een oomblik wil ek vir jou sê, kan jou hele lewe verander. En daarom wil ek vir jou sê, dat jy vanaand dalk jou fokus terug sal sit op God, en dat jy vir jouself sal aktiveer, om te sê dat ek skep 'n atmosfeer vir die Heilige Gees, om te beweeg in my lewe. Kom ek en jy kry die grond reg. Vandag het ek en Nolan en die werker by Karen se besigheid 'n bord gaan skuif. En ek stuur Nolan gou om 'n pik te gaan koop, want daar's 'n paadjie wat mense geloop het wat tot die gras uitgetrap het, en dit lyk verskriklik hard. En soos ons die graf inspit in die grond,
ervaar ek net hoe deur grond, of hoe die water hierdie grond nat gemaak, en hoe sag die grond is. Ons het net op een plekkie pik nodig gehad, maar verder was dit glad nie nodig nie. So die water kom en dit trek diep in hierdie aardkors. En vanaand wil ek vir jou sê, so kom God se woord, wanneer ek en jy toelaat, dit kom, en dit herstel elke deel van jou menswees. Ek wil vir jou kom sê, dat God wil jou kom vashou, en kom herstel, waar geroof en gesteel is. As jy vanaand verpletter voel, as jy vanaand uit mekaar geruk voel deur omstandighede, dinge wat buite jou beheer is, dinge wat gebeur het in hierdie jaar, wat maak dat jy stikkend is, dat jy vanaand voel dat ek is moeg, ek is oorlaai, ek weet nie hoe om aan te gaan nie, dan wil ek vanaand vir jou sê, jy is op die regte plek om te hoor dat hierdie is 'n oomblik wat God wil kom herstel. Dat God weer jou hart wil, jy weet, kom sag maak deur sy Heilige Gees, deur sy woord, deur sy liefde, en die prys wat vir jou en my betaal is, aan die kruishout, het bewerkstellig genade, het bewerkstellig vrede, het herstel gebring. En God, een woord, kan alles verander. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy net kan besef vanaand dat een oomblik kan jou hele lewe verander. Een woord van God kan alles verander. Een deur wat oopgaan. Ek sê vanaand vir jou, die tema is hierdie is jou oomblik. En vanaand moet jy die oomblik vat. Vanaand moet jy die Heilige Gees toelaat. Vanaand moet jy God toelaat. Vanaand moet jy jou eie sinnigheid, jou eie planne een kant toe sit. En jy moet sê, Here, ek laat toe vanaand, laat U inbeweeg, en dat U verander wat ek probeer verander het. Wat ek probeer hanteer het, wat nie gewerk het nie. Wat ek mee besig is om te wil uitredeneer, wat nie in plek val nie. Maak ek vanaand spasie in my lewe, vanaand maak ek tyd, vanaand, Here, skep ek skep 'n atmosfeer vir U om te beweeg, deur om niks te word nie, dat U alles word. God kan in een oomblik daai besluite verander. Een deur kan oopgaan, een besluit kan gemaak word deur ander, wat jou situasie verander, omrede God agter die skerms werk. Wat ek hierdie laaste maand ervaar het in my gees, is saad in die grond. En ek kry my die hele tyd in my boodskappe saad in die grond. God is besig waar ek en jy dit nie kan sien nie. Een stap van geloof. Baie mense wag vir 'n groot dag, maar God werk in die oomblik waarin jy asemhaal. Ek het gister vir Sissa 'n boodskap gestuur, en toe sê ek vir Sissa, kyk in die spieeltjie, sy het haar graad gevang, sy is terug Limpopo toe sê ek vir hom, kyk in jou spieeltjie, haal diep asem, trek in en trek uit, en sê, dankie Here vir 'n seisoen wat klaar is. Ek ry nou in 'n nuwe seisoen in. Met my karretjie ry ek nou Limpopo toe, ek het klaar gemaak, ek het graad gevang, ek ry in 'n nuwe seisoen in. Moet nooit weer terugkyk nie, Sissa. Moet nooit weer sien dit as lesse, sien die oorwinnings, sien die swaar en die moeilike dae. As dit het God het jou gevorm, vir 'n oomblik soos die. Seize the day, geniet dit, hierdie journey wat jy nou opgaan. En vanoggend toe pik ek 'n traan, toe ek besig is, Karen is besig en ek is besig om klaar te maak met 'n paar goed, en ek sit so vir 'n oomblik op die bank en die trane rol, en ek besef, my dogter het nou 'n nuwe fase inbeweeg. Ons het 18 jaar om ons kinders te skool, en hulle te vertel van God, en hulle op te lei, en hulle is onder ons dakke, en dan gaan studeer hulle, en dan het ons nog, jy weet, baie wat ons in hulle kan belê, terwyl hulle studeer. En dan gaan hulle in die grootmenswêreld in. En daarom moet jy die tyd uitkoop met jou kinders. Die oomblik toe sy ry, toe weet ek, hierdie is 'n seisoen wat verwag. En ek's opgewonde, al is ek hartseer. En God is opgewonde om in die oomblik wat jy asemhaal, in jou lewe uit te stort sy guns, uit te stort sy oorwinning,
In 'n oomblik waarin jy nou asemhaal, werk God. God sluimer in slaap nie, God is nie moeg nie, God is nie kwaad vir jou en het sy reg op jou gedraai nie. Slegte goed gebeur met goeie mense en goeie goed gebeur met slegte mense. En baie goed wat op jou en my pad kom, jy weet, vorm ons. En baie dinge wat gebeur, wat nie lekker is nie, jy weet, leer ons uit en staan ons op. En in dit wil God vir jou in hierdie oomblik waar jy nou sit en luister, vir jou sê, moenie nou hierdie oomblik mis, wat ek vir jou instoor het nie. Gaan lees Ester 4. Ester is my baie mooi boek. Ag, daar is soveel waarhede in, en mag die Here soveel Esters opwek in hierdie dag en uur, om vir God 'n groot werk te doen. Ek wil vanaand vir jou sê as 'n vrou, dat jy het 'n markplein, wat jy kan betree, om 'n verskil vir God te gaan maak. Daar te kan wees. Voorbeeld, Karen het Tina Cowley leeskool in Kameeldrif. En toe ons na die aand by die Jacaranda liggefees was, toe sê sy wil terugploeg in hierdie kinders, en sy wil vir hulle van die aanbiedings, jy weet, sy wil hulle nader, om vir die kinders te help leer lees. Sy het die middel, en sy het die geleentheid, om 'n verskil te maak, in ander se lewens op die markplein, en so ook die evangelie met hulle te deel. Waar jy is, het jy geleentheid om 'n verskil te gaan maak en te bewerkstellig vir saad om op te skiet en vrug te dra. God wil jou gebruik waar jy is. Hierdie oomblik. En jy dink dalk my situasie, ek kan nie. God het die seerste, die moeilikste omstandighede in mense se lewens gebruik om op te wek. En Ester 4 sê in vers 14, en wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos die tot hierdie plek gekom het nie. God het jou, jy's gebore vir 'n oomblik soos die. 'n oomblik soos hierdie. God het jou geplaas, daar waar jy is, met 'n doel. Waar jy is om vir God 'n verskil te maak. Habakuk 2 sê in vers 3, die visioen wag vir sy tyd, op die einde sal dit spreek. En ek glo dat God wil in hierdie oomblik in jou lewe sy beloftes tot vervulling bring. God wil in hierdie oomblik sy liefde deur jou kanaliseer na verlore mense, verlore nasies, verlore kulture toe. Selfs in jou besigheid, selfs waar jy beweeg, wil God jou gebruik. En hier kom Habakuk 2, hy sê hierdie visioen wag vir sy tyd. En as ek vanaand vir sê hierdie is jou tyd, dan glo ek dat hierdie is die aangename oomblik wat vir jou aangebreek het. Jou oomblik het 'n goddelike tydsberekening. God se tyd is die beste tyd. Hierdie oomblik is God se tydsberekening vir jou. Psalm 37 vers 23, die Here rig die tree van die man vas. Die Here rig die tree van die man vas. Ek wil vanaand vir jou sê, hoe lyk jou weë? Hoe lyk jou pad? Die Here rig die tree van 'n man vas. 'n Man en 'n vrou wat God vrees, wat God doelgerig lewe. Sy weë sal God vasmaak. God gee oomblikke van genade. Voor ek dit sê, as ek dink aan hierdie Psalm, wat hy sê, die Here rig die tree van die man vas, wil ek vanaand vir jou sê, God bestuur jou pad, selfs wanneer jy dit nie sien nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? God gee oomblikke van genade. God gee oomblikke van genade. Soms voel ons onwaardig, te moeg, te stikkend, om in die oomblik op te kan staan. En dit is dalk waar jy vanaand is, maar God se genade tree in presies op die oomblik wanneer jy nie meer kan nie. Ja.
En ek besef, ek moet niks word nie, dat God alles word. Dan kan hy voorbeeld van Petrus op die water. Hy sien die wind, en hy sink. Hy roep, en die Here was dadelik daar om hom op te rig, en hom te red. Hy roep, Here red my. God rig hom op. En op daardie oomblik gryp Jesus op. Wat is die boodskap hierin wat ek vir jou wil sê? Ek wil vir jou sê, wanneer jy dink jy sink, is dit nie jou einde nie. Dit is jou God oomblik vir redding. Dit is 'n goddelike oomblik, waar redding kan plaasvind, waar herstel kan plaasvind, vir nuwe krag. Om wat te doen? Om te kan verkondig God se genade is nie net vir jou verlede nie, dit is vir nou. God wil homself aan jou in 'n oomblik soos hierdie, te midde van dit wat om jou broei en wat aangaan, wil God homself kom openbaar. En hy wil sy genade kom uitstort. Maar ek moet in daai plek wees en in daai posisie wees om dit te kan sien. Want as ek dit nie sien nie, mis ek uit. God gee oomblikke van oop deure vir elkeen van ons. Ek het 'n keuse. Of ek in hierdie deur gaan deurstap, of ek dit kan raak sien. Want jy moet weet dat God maak deure oop, maar sien ek die deure altyd? Of is ek so in die natuurlike, in die sintuiglike ingestel, dat ek nie die oomblik geniet en sien nie? En vanaand wil God vir my sê, wees sensitief. Ek wil vir jou sê, en ek wil vanaand vir jou sê, om op so 'n plek te kan kom, om dit te kan ervaar, om weer nie na die storms nie, maar na God te kyk, om stil te word. Want om stil te word, kalibreer jy jou hart, ritme en tempo, om in lyn en in pas te kom met wat God wil sê, en wat God wil doen, en wat God wil openbaar. Openbaring 3 kom hier in vers 8, hy sê, ek het vir jou 'n oop deur gegee, wat niemand kan sluit nie. Vat jou oop deur. Vat die nou oomblik. Maak dit jou oomblik. 'n oomblik kan lewensveranderend wees. Ek wil vanaand vir jou sê, 'n oomblik kan jou lewensrigting verander. 'n oomblik wanneer God opdaag. Wanneer ek as man kom en God toelaat. As 'n besigheidsman, as 'n pa, as 'n oom, as 'n oupa, as 'n kollega, as 'n vrou, as 'n ma, as 'n ouma, kan kom om te sê, Here, ek wil vanaand op die plek wees, om nie uit te mis op die nou oomblik. En hierdie kan jou rigting verander. Hierdie kan vir jou vrede bewerkstellig. Hierdie kan vir jou 'n fontein oopmaak en deurbraak plaasvind. Josef se een gesprek van tronk na die paleis. Dawid se een dag van 'n skaapwagter na koning. Ek hoop vanaand jy hoor en jy sien. Esther se situasie, kan ek sê, ja, Esther se een audisie van weeskind na koning ging. Jou oomblik
kom wanneer jy aanhou dien. Wanneer jy aanhou jou pad stap. Jou pad, nie iemand anders se pad nie. Jy, wil ek vanaand voorsê, God het 'n plan met jou. God het 'n doel met jou. En as jy dit nog nie geniet het nie, en ervaar het nie, sê ek vanaand vir jou, mis jy vrede, mis jy rus. En daarom is dit so belangrik om in God se wil en in God se plan te beweeg. Aanhou getrou te kan wees. Dis wanneer jou oomblik kom. Aanhou te vertrou. Aanhou glo. Het ek moeilike tye al gehad? Het ek al baie verloor? Het ek al deur dinge? Ja, verseker. Maar ek het aanhou stap. Ek het aanhou glo. En vanaand wil ek eintlik soos 'n profetiese verklaring maak. Wat vir jare gesluit was, word skielik oopgesluit. Ervaar ek vanaand oop deure. Wat vasgesit het, begin te beweeg. Wat dood gelyk het, kry lewe. Dit is jou oomblik vir deurbrake. En dit het tyd geword dat jy dit proklameer en dit spreek. Jou oomblik verskyn wanneer jy geloof, wanneer jou geloof begin beweeg. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jou oomblik, jou deurbraak, jou guns, jou wonderwerk verskyn wanneer jou geloof begin in aksie kom en te begin beweeg. God reageer nie op vrees nie. God reageer op jou en my geloof. Hallo? Dink aan die vrou, dis 'n voorbeeld, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. Ek het dit by die aand ook genoem. 12 jaar vasgevang. 12 jaar mediese kostes en doktersrekeninge. 12 jaar se teleurstellings. 12 jaar se pyn. Maar een oomblik van geloof. As ek net aan hom kan raak. As ek net aan sy soem kan vat, aan sy kleed kan vat, 'n oomblik van beweging, Boeta. Sissa, luister, 'n oomblik van opstaan in die geloof bring 'n oomblik van wonderwerke. Bring 'n oomblik van deurbrake. Bring 'n oomblik van verandering. Preek dit met vuur in jou eie lewe. Ek sê dit altyd, geloof is nie 'n gevoel nie, dit is 'n beweging. As jy by die klaagmuur kom in Jerusalem, in die ou stad, dan sal jy die Jode sien bid by die klaagmuur. Hulle is in beweging. Hulle vat versies in die woord so op en hulle staan die hele tyd voor hy muur so in bid. Baie keer as ons gevlieg het, jy weet, Israel toe, op 'n sekere tyd in die nag op die vlug, dan sal daai Jode, daai rabbies as hulle op daai vlug is, dan sal hulle agtertoe stap in daai op daai vlug en hulle sal in die agterkant gaan staan en hulle sal bid. Hulle sal in daai gange op en af stap en hulle sal bid. Hulle is in beweging. Ek wil vanaand vir jou ook sê, jou situasie wat dood geraak het, jou situasie wat voel of het doodgaan, jou huwelik, begin vanaand in geloof, lewe spreek. Dit hang van jou af. Hou op doodspreek oor jou man, hou op doodspreek oor jou vrou, hou op dood in jou huis inbring deur woorde. As jy die hele tyd dood oor jou man uitspreek, wil ek vanaand vir jou sê, gaan jy 'n dooie huwelik hê, gaan jy 'n dooie verhouding hê. As jy dit uitspreek oor jou huwelik, oor jou vrou, gaan dit so wees. Dieselfde in jou huis, dieselfde in jou verhoudings, dieselfde in jou besigheid. Die woorde wat jy spreek dra krag. Bly dan eerder stil, moet niks sê nie.
Want daai woorde dra krag. En as jy die heeltyd breek met woorde, die heeltyd kritiseer, die heeltyd dit manifesteer. Dit manifesteer. Dis sê ek wat dit sê nie, dis nie die Pieterse vertaling of Opinie 3 vers 16 nie. Dis God se woord. En as jy wil verandering sien, as jy deurbraak wil sien, as jy genesing wil sien, kom in aksie. Laat dit begin beweeg. En die Here het in een oomblik al 12 jaar van teleurstellings verander. In een oomblik, ek het net nou gesê, God tree op en antwoord in een oomblik in daai asemhaling. In daai oomblik. Dis wanneer dinge verander. Dis so vinnig dit verander. Dit hang van jou af. Dit hang van my af. 'n oomblik van beweging bring 'n oomblik van manifestasie van wonderwerke. Dit is 'n beweging, dis nie 'n gevoel nie. Oomblikke het ek agtergekom, het 'n goddelike tyd. En as ek sê hierdie is jou oomblik, dan gaan ek die volgende vir jou sê, dit het 'n goddelike tyd. Soos ons 'n oorlosie het. Soms lyk dit of God stil is. Soms lyk dit of hy besig is, maar ek wil vanaand met ander mense nie by jou nie, maar hy's besig om die agtergrond te orden. Jesus by die graf van Lazarus, 4 dae te laat, menslik gesproke, maar vir God perfek betyds vir groter wonderwerke, om verheerlik te word. Om maar net daaraan te gekom het en te gebid het dat hy gesond word, maar om te bid dat hy die dood uit, hy stink al, en hy wek hom op, sodat God verheerlik kon word. God se tyd is perfek. Somstyds voel dit, hy's 4 dae laat, maar hy's altyd op tyd. En party van u wat vanaand luister roep, Here, u's laat. God antwoord, nee, ek maak 'n groter getuienis, hier's iets groters op pad vir jou. Jou vertraging is nie jou einde nie. Dit is 'n opstelling vir 'n oomblik van God om verheerlik te word en daardeur die eer te ontvang. Jy sê jy wag vir lank. God is besig om iets voor te berei dat hierdie een massiewe deurbraak wonderwerk kan wees, sodat God daardeur verheerlik sal word, sodat ander se oë sal oopgaan, ander se ore sal oopgaan, ander se harte sal verander. Sal terugkeer na God toe. Wanneer God sê dit is jou oomblik, dan vra dit dat jy ook moet reageer. En vanaand vra ek jou, Boetas is dat daar waar jy sit, as ek vir jou sê dit is jou oomblik, moet jy daarop reageer. 3 response vir jou oomblik. 3 response, sê ja, selfs as jy bang is. Stap vorentoe, selfs as jy nie alles verstaan nie. Vertrou God selfs wanneer niks sin maak nie. Dis 3 punte wat ek toepas in my lewe vir baie jare. Sê ja, selfs as jy bang is. Hou aan stap. Of verstaan jy nie hoekom alles verkeerd loop nie? Ek stap, want ek vertrou God en ek ken God. Vertrou God selfs wanneer dit nie sin maak nie. Dis wanneer my geloof begin manifesteer en in werking kom, is wanneer ek in beweging kom. Ek wil vanaand 'n profetiese verklaring kom om uit te spreek. En dalk moet jy, daar waar jy sit, ook dit nou uitspreek. Ek vat my oomblik vas. Ek stap in my
bestemming in. Ek gee nie meer uitstel plek in my lewe nie. En my seisoen het verander. Nou in hierdie oomblik. Spreek dit nou. In die atmosfeer waar jy sit of waar jy nou luister. Gees projekteer gees. En wanneer jy en jou vrou lewe spreek, dan kan net lewe manifesteer. Maar wanneer ons konstant net dood uitspreek en sê ons gaan dit nie maak nie en alles is net de mekaar, wil ek vir jou sê, gaan alles net de mekaar bly. Maar dit kos vanaand van jou en my om ons opinie rondom ons situasie te verander deur om 'n belydenis en 'n hartskuif te maak. Dit verander nou. En nou vind aktivering plaas. Ek wil hê jy moet daar waar jy nou sit. Ek doen dit nooit nie, maar ek voel vanaand om dit vir jou te sê. Want ek het dit ervaar toe ek hierdie boodskap voorberei het. Sit jou hand op jou hart. En sê vanaand, Here, ek ontvang hierdie oomblik. Dis my oomblik. Ek ontvang u tydsberekening. Ek ontvang deurbrake, ek ontvang guns, nuwe krag en nuwe oop deure. Laat hierdie oomblik, nou vanaand, hier in Desember, my lewe verander. Laat hierdie oomblik my geloof wakker maak. Here, hierdie is my oomblik. Maak dit vas in jou hart. Proklameer dit oor jou lippe. Rig julle harte as 'n gesin in eenheid na God. 'n Kort samevatting. Hierdie is my oomblik omdat God my gevorm het vir 'n tyd soos hierdie. Daar genade en guns oor my lewe is. Deure oopgaan wat niemand kan sluit nie. My geloof kom in beweging sodat God verheerlik word. God se tyd is perfek. Altyd. En ek is bereid vanaand om op God se woord te reageer. Here, hier's 'n man en 'n vrou wat luister, wat baie lief is vir u, wat deur diep waters gaan, wat Here in 'n moeilike bootjie sit. Nou bid ek vir haar en hom, dat die nou oomblik, sy oomblik, haar oomblik sal word. Here, ek wil hierdie woord kom losmaak, wat ek gespreek het, dat dit vanaand harte en lewens sal aanraak. Dat hierdie boodskap vanaand sal uitgaan, na huise toe, na lewens toe, na huwelike toe. Besighede wat platval, mense wat siek is, huwelike wat op die rand van ineenstorting is, van egskeiding. Dankie vanaand, Here. Ons is bereid om te reageer. Soos vir 'n oomblik, soos vir Ester, 'n oomblik soos hierdie, is ek voorgebore. Dankie vanaand, dat die tyd perfek is, vir hom en haar wat luister. Here, dankie vir
guns. Dankie vir genade. Omvou haar, vir jou trane af, en neem dit op in 'n kruik. Jy weet van elke traan wat gestort is. Jy het die Boeta wat luister elke bekommernis. En vanaand, Here, wil ek dankie sê, U wat die God van Abraham, Isak en Jakob, van Josef en Samuel en Micha en Habakuk en Jona en Sefanja, Maleagi, Petrus, Paulus en Johannes en Stefanus, Epafroditus, daai God is dieselfde God. Hou ons aan vas vanaand. En ek sê dankie vanaand vir my oomblik. Die nou oomblik. My deurbraak oomblik. Ek bid vanaand dat die Gees van God in jou huis vaardig sal word. Vir jou wat op watter sosiale platform nou ingeskakel is en luister, dat jy sal ervaar, hierdie is jou oomblik. Moenie uitstel nie. As jy God nog nie aangeneem het nie, maak 'n goeie keuse, 'n ewige keuse om God aan te neem. Kies God. Kies God. Dankie vanaand, Here. Dankie vir liefde. Dankie dat ons vanaand kon hoor wat U vir ons sê. Here, en ek prys U. In Jesus se naam. Amen. Onthou, jy wat nog nie op ons WhatsApp groepe is nie, my nommer verskyn op die platforms. Stuur 'n boodskap, ons laai op die groepe. Ek gaan nie na hierdie boodskap ook op TikTok en op YouTube plaas, dat jy daarna kan geluister. Al my boodskappe wat ek bedien. Onthou, as dit 'n live is, op Facebook net 30 dae, dan verwyder hulle dit. Maar op TikTok kan jy my gaan volg, Pastoor Stef, net een TikTok account. En ek dink as 52,000 followers. Daar's 'n vals Pastoor Stef ook, hy het al 3,000 followers. Dis nie ek nie. TikTok is net een, en is 52,000 op Facebook. Het ek 'n Stefan Pieter se page, hy het 13,000 followers, en dan hierdie page wat jy nou op my live is, Pastoor Stef, 95,000 followers. En dan het ek 'n YouTube kanaal. Onthou, ek stuur nie boodskappe uit van 'n vinnige geldmaak skema. Ek nooi jou nie vir gesprekke om in iets te belê nie. Ek sal dit nooit doen nie. Dis scammers wat my profielfoto vat en dan so kontak maak. Ek het ook nie kospakkies en SASSA belonings wat ek uitdeel nie. Nee, ek is nie vader Kersvader nie. Ek is nie Kersvader nie. Ek is Stefan. So daai ouens is scammers en hulle gaan kom roof van jou. Lekker gewees om vanaand saam met jou te kuier. Kom ons bly bidend vir mekaar. Daai môre aand tussen 8 en 9 ons gebedsessie, en ek's opgewonde vir jou deurbraak en hierdie boodskap om ook so kragtig in jou lewe tot vervulling te sien kom. Pas jou op, soete nagrus. God bless.